Hallo mense, vandag se video gaan oor momentum gaan. En as julle vir my in die comments sê waar julle vashak met momentum, dan word dit dalk die volgende video. So, daar het jy dit. In hierdie video gaan ons 'n ou vraestel doen en ek gaan vir julle wys hoe om die momentum vergelyking te doen, hoe om momentum en Newton met mekaar te link, dat julle die sommetjies maklik kan doen. En ek gaan ook vir julle my secret sauce wys, die ding wat my help om weird vrae, wat hulle op 'n weird manier vra, te beantwoord. Cool. So, let's get started. So, my secret sauce is om die vraag te analiseer voordat ek begin, voordat ek commit, voordat ek 5 stappe in 'n rigting ingeloop het en dan kom ek agter ek het alles verkeerd gedoen en dan moet ek van voor af begin. Nou, analise is nie maklik nie. Dit is hoe jy dink oor die vraag. So wat ek gaan doen is ek gaan julle stappie vir stappie deurvat en ek gaan julle wys wat ek raak sien en wys wat ek wonder daaroor. Ek gaan nou die vraag op die bord sit vir die van julle wat net die vraestel wil doen en get started. Julle kan pause, die vraag beantwoord en ek gaan die memo later in die video opsit, dan kan jy net gaan merk en na die memo gaan ek al die vrae een vir een deurwerk as jy bietjie meer hulp nodig het. Great. Any questions? Nie dat julle kan terugantwoord op hierdie stadium nie, maar nou ja. Ja, maar mense, dis laat in die aand. It's unhinged at the moment. I'm not sorry. Hier is die vraag van, dis die Mei-Junie 2017 vraestel. Vat jou tyd, pause die video, lees hom vir jouself deur. As jy braaf voel, bietjie daring is, dan skryf jy neer wat jy dink belangrik is en dan luister jy wat ek raak gesien het. So, ek sien dadelik hier's 'n klein trollie en 'n groot trollie. Dit beteken as die groot trollie die klein trollie tref, dan gaan hy die klein enetjie baie vinnig laat beweeg. As die klein enetjie die groot ene tref, dan gaan die groot baie stadig moet beweeg. So wanneer ek my som doen en ek kry 'n antwoord soos 46 meter per sekonde, dan weet ek droog gemaak. Maar dit is te huge. Maar as ek 'n antwoord soos 0,17 meter per sekonde kry, dan is ek like, that tracks, that maak sin. Okay, so dan sit 'n groot trollie en 'n klein trollie. Groot en klein trollie. En dan sê hulle trollie A beweeg na B toe teen 'n konstante snelheid. Interesting, dit beteken A is gelyk aan 0. Is dit belangrik? I don't know. Die tabel hieronder toon die posisie van A vir tydinvalle van 0,4 sekondes. Okay, interesting. Voordat dit met trollie B bots. Okay, so ons werk met 'n botsing. Nie 'n ontploffing nie. En dan sê hulle hierso ons moet bewys dat trollie A teen 'n konstante snelheid beweeg. It's like, people, you just told us dis konstant en nou wil julle hier ons moet bewys. What the even? Make up your minds. You gotta do what you gotta do. Ek is nie 100% seker hoe ek konstante snelheid gaan bewys nie. Ek het daai somme so lank terug gedoen. Ek wonder of ek kan onthou. Anyway, ek file dit in my agterkop en just hold on to that. Ding, 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 daar gaan iets aan. Stel die beginsel van behoud van 'n lineêre momentum in woorde. Okay, dis 'n standaard vraag. As jy nog nie hierdie ding ken nie, gaan leer hom. Hulle vra hom elke keer. Amper elke keer. En dan sê hulle, tyd bots trollie A met stilstaande trollie B. Oh, that's great. V is gelyk aan 0. Dit maak ons lewe soveel makliker. Daar's 'n botsingstyd van dit. Okay. So ons het hierso 0,4 sekondes en 0,5 sekondes. Ek notice daar is tyd is orals. Yikes. Ek weet nie wat ons gaan doen nie. Bereken die grootte van die gemiddelde netto krag. En ek weet hierdie gemiddelde netto krag pla mense bietjie. Wat deur trollie A op trollie B uitgeoefen word. So A op B.
Alright. En 'n platwrywing is 'n oppervlakte, great, goed. Wat sien ek nog raak? Goed. Hierdie gemiddelde netto krag. As hulle vra vir netto krag en momentum, hier is daai eerste ding wat ek gesê het dat ek julle gaan leer. As hulle vra vir krag en momentum, is die eerste plek waar jy wil gaan soek, is daai vergelykingkie waar F delta T gelyk is aan delta P. Okay? Miskien gaan hy nie elke keer werk nie, maar dit is definitief die plek waar jy wil begin. Een dingetjie waarna ek nou net gedink het, is hierdie botsing wat ons nou raak gesien het. Wanneer ons met momentum werk, is daar 3 maniere wat ons die vergelyking kan gebruik. Ons het die massa van voorwerp 1 en die snelheid van voorwerp 1 plus massa 2, snelheid 2, en dan na die tyd het ons massa 1 met sy snelheid, sy nuwe snelheid, plus M2 met sy nuwe snelheid. Maar, ons kan ook in 'n situasie wees waar ons begin met die twee goeders wat los is met mekaar, of van mekaar, en dan bots hulle en dan sit hulle saam aan mekaar vas. Dis nou as jy 'n woeste ongeluk het en die twee karre vervrommel so 'n bietjie saam en dan spin hulle so saam oor die pad. Hoopelik, ek hoop nie dit gebeur met julle mense nie. Mense, wees veilig op die pad. Like, genuine. As jy die momentum gaan uitwerk waarmee daar werk, die Newton involved is insane. Dit crash human bodies. In 'n geval, as die twee goeders saam aan mekaar saam vassit, dan is daar net een snelheid. And that's awesome, want ons minder goeders om uit te werk. Die ander opsie is, as die twee goeders vas aan mekaar begin, en dan het hulle een snelheid in die begin, en dan spat hulle saam uit mekaar uit. So is M1 V1 plus M2 V2. So dis hoe die som van momentum initial gelyk kan wees aan die som van momentum final. Okay. Daar is ons 3 opsies. En as ek nou hierdie ding lees, dan sê hulle hierso die twee trollies beweeg saam verder. En dit sê vir my hulle begin los en dan eindig hulle op vas teen mekaar. So ons gaan hierdie vergelyking of hierdie ouetjie probably gebruik. Okay. Goed. So, let's get started. As jy dering en brei voel, nou is 'n goeie tyd om te pause en verder self te probeer. Hier is die vraag. Hier kom die memo. Hier is die eerste bladsy van die memo. Pause en merk. En hier is die volgende bladsy van die memo. Pause en merk. So, ek het 'n bietjie tyd gehad om te dink aan hoe gaan ek konstante snelheid bewys. Dis hierso hulle sê bewys dat trolly A teen 'n konstante snelheid beweeg voordat dit met trolly B bots. Konstante snelheid, jy kan allerlei fancy stuff gebruik, maar dis regtig net snelheid is gelyk aan jou delta x oor delta t. So jy verandering in x, 'n verandering in tyd. Of as jy onthou in graad 8, en niemand onthou nie, was dit iets soos jou snelheid is gelyk aan jou distance oor tyd, of miskien het julle dit gehad as afstand oor tyd. Anyway, hierdie delta x oor delta t is net 'n fancy version daarvan. Jy kan die snelheid met hierdie enetjie uitwerk, met hierdie enetjie uitwerk en met hierdie ene uitwerk. Hulle moet almal vir ons dieselfde snelheid gee en dan weet ons het dieselfde tyd gehad. So, eerste snelheid is ek moet nou eers sommetjie. V is gelyk aan posisie 0,2 oor tyd is 0,4 sekondes en dit gee vir ons 0,5 meter per sekonde. Daar kry ek puntjie. Dan doen jy die volgende enetjie waar jy sê, okay, so 0,4, V is gelyk aan 0,4 oor 0,8 en dit gee weer vir ons 0,5 meter per sekonde. Wham! En dan doen ons die ander enetjie, laaste een,
Dit 0,6 oor 1,2 en as jy dit in jou kalkulator intik, dan kry jy 0,5. En dan kan ons hierso sê, dit wil sê, die trolley beweeg teen gelyke snelhede in al die tyds intervalle. Wow! Woehoe! Oh, dit was vraag 4.1. Vraag 4.2. Minty fresh colors. Yummy. Oeps. Okay, hierso vra hulle, stel die beginsel van behoud van lineêre momentum in woorde. Wat julle moet onthou is, momentum is een van die goeders wat vir een of ander rede nooit verlore gaan nie. Tensy jy nie in 'n geslote stelsel is nie, want as jou stelsel nie geslote is nie, dan kan jy 'n bietjie van jou momentum weggee somehow. Maar die official version is basically die totale momentum in 'n geslote stelsel. Geslote stelsel bly bou, bly konstant. Okay, bly konstant. Dit is die woord wat ek hier geskryf het. Okay. Daar sê, mense gaan leer hom. Dis 2 punte. You got this. Okay, en tyd vir die volgende vraag. 4.3. By tyd daai bootstrollie A met stilstaande trollie B. So, ons het nou gesê hierdie ouetjie se snelheid is 0 meter per sekonde. Yay! Dit maak ons lewe so maklik. Die botsingstyd daarna is 0,5 sekondes, waarna die 2 trollies saam verder beweeg. Bereken die grootte van die gemiddelde netto krag wat deur trollie A op trollie B uitgeoefen word. Nou, wanneer ek klas gee vir my studente, dan sal almal like, Tannie, hoekom is daar gemiddeld daar? Wat se vergelyking moet ek gebruik? Moenie uitfreak nie, dis okay. In die regte lewe, as 2 goeders met mekaar bots, dan verander die krag oor tyd. Aanvanklik is hy swak, dan word hy al sterker, en dan eventually, dan word hy weer swakker. So jou krag, as jy jou tyd grafiek het, en jy het jou krag, aanvanklik is jou krag 0, en dan begin die 2 goeders aan mekaar raak, en dan crash hulle, en dan, ek weet nie hoe die kurwe gaan loop nie, miskien loop hy so, ek weet nie. Maar, daai wiskunde, wat jy moet kan doen as jy op universiteit gaan ingenieurs wees of swat en so aan, is hektiek. So vir hoërskool het ons net gesê, ons werk net, ons maak asof hy krag konstant bly. It's basically. So die sommetjie wat ons wil doen, is F delta T gelyk aan delta P. En dit is van A op B. Met ander woorde, dit wil sê, wat voel B. Okay, die rede hoekom ek hierso vra wat voel B, is dat ons moet die som, jy hoef nie 100% nie, julle sal sien op die memo, hulle laat toe dat julle van A se kant af ook werk, maar die maklikste manier om seker te maak jou antwoord is reg gesê, jy imagine jy is B, so hierso sit jy binne in die boksie en jou lewe is about to get really tough, want daai ding gaan nou in jou vaslaan. Oh no. Ek meen die lewe is al klaar tough, jy is besig met wetenskap, but you know. So ja, as jy weet hierdie is die som wat jy wil doen, dan is dit 'n goeie plek om te begin. So kom ons kyk wat het ons.
F is wat ons moet uitwerk. Dit is wat die vraag ons vra. Delta T. Nou, ek het nou gesê, daar's tyd all over the place. Daar's hierdie 1,2, daar's hierdie 0,4 en daar's hy 0,5. So watter een van die tye moet ons gebruik en hoekom? Hierdie ding sê net vir ons hoe ver die tydsintervalle uitmekaar uit is. So hy maak niks saak nie. Hierdie chommy hierso is die oomblik waarop dit gebeur. So dis wanneer jy, as jy 'n foto wil neem van die botsing, dis wanneer jy die knoppie moet druk. Die botsingstyd is die enetjie wat ons binne hierdie vergelyking nodig het. Hierdie is hoe lank dit vat, hoe lank die actual botsing vat. Okay, so dit beteken hierdie is die ouetjie wat ons soek. 0,5 sekondes. Awesome. Alright, en dan het ons delta P nodig. Die probleem hier is, hulle gee nie van straight up delta P nie. Maar, ons kan dit uitfigure. Dit is dood eenvoudig die momentum aan die einde minus die momentum aan die begin. That's it. En hier is vir voorwerp B, so hierdie gaan die massa van B wees, en die massa van B, en ons weet al klaar, hierdie chommy hier gaan 0 wees, which is awesome. Die probleem is, ons het nie die snelheid van voorwerp B na die botsing nie. So, hoe werk ons dit uit? As twee goeders met mekaar bots, is 'n great plek om te begin. Hierdie vergelyking waar jy sê, delta P initial, die som van al die momentum voor die botsing en die som van al die momentum na die botsing is gelyk aan mekaar, want momentum bly behou. So, kom ons doen nou 'n sommetjie. Ons het massa van A, snelheid van A, plus massa, what am I writing? I've lost my mind. Massa van B, snelheid van B, initial. En dit gee vir ons massa van A, plus massa van B, en hoekom sit ons hulle by mekaar? Want hulle het gebots. En daar's 'n final snelheid, wat ons actually soek. Let's do it. Hierdie chom, die snelheid is 0, so ons kan net sê plus 0. Wham! Want hulle sê hierso, stilstaande trolley. En dan hierdie ouetjie hierso, sy massa 3,5. En hoe vinnig beweeg hy? Hulle gee dit nêrens vir ons nie. Maar, hopelik onthou jy dat jy dit in die vorige vraag uitgewerk het en dat dit 0,5 was. So, nou weet jy dit. En hier het ons 3,5 plus 6 is onbekende snelheid. En nou, gooi jy al die goeders saam in 'n calculator. 9,5, 4, F, okay. Hierdie chommy is 1,75. 0,75. Ja, deel met 9,5, deel met 9,5. Die. En dan ons finale snelheid is gelyk aan... ons gryp ons calculator hierso. Okay. My antwoord gaan aan as 0,184 ... Krap. Ek het 'n bietjie van 'n probleem hierso. Want my skryfspasie is gone. Ek gaan hierdie vraestel laat disappear. Onthou die vraag wat ons sê, bereken die grootte van die gemiddelde netto krag, basically kry daai. Kry vir F. Alles uitgevee, plek gemaak vir myself. So, kom ons gaan en doen hierdie sommetjie. So, ons het F is gelyk aan, ons het delta T is gelyk aan delta P, is gelyk aan F, delta P oor, nee. Ons het delta P, okay, dan gaan ek die T oorvat, so ek het F, dan gaan deel met T aan daai kant, ek het delta T,
Wat's my delta P? Hier sou sy. Massa van B, finale snelheid van B, minus massa van B, initial snelheid van B. Daai chommy, hy is 6 kg sy massa en sy finale snelheid is hy 0,0184 minus 0, yay, en 0,5 sekondes. Okay, dan calculator ons daai jom. Ek kry 2,21 Newton. En hulle het net vir die grootte gevra in die vraag. Kom ons kyk gou. Kyk hierso, jammer alles is nou die mekaar, ek gaan dit nou wegvat. Hulle bereken die grootte van die gemiddelde netto krag. So ons hoef nie die rigting in te sit nie, which is awesome. So, is basically klaar. That is it. Okay mense, laat my weet, is daar weer verdere, as julle ander vrae het, of dele wat ek beter kan verduidelik, of ander vrae oor ander hoofstukke, of selfs 'n spesifieke vraag wat jy graag 'n verduideliking voor wil hê. And I'll do it. Lekker leer mense. Sterkte met die vraestel wat kom. Ek hoop dit gaan goed.